1 Petrus 3 vers 13 tot 18. Wie sal julle kwaad aandoen as julle beywer vir wat goed is? Maar selfs as julle sou ly omdat julle doen wat reg is, moet julle dit as 'n voorreg beskou. Moenie vir mense bang wees of julle laat afskrik nie. In julle harte moet daar net heilige eerbied wees vir Christus die Here. Wees altyd gereed om 'n antwoord te gee aan elkeen wat van julle 'n verduideliking eis oor die hoop wat in julle lewe. Maar doen dit met beskeidenheid en met eerbied vir God. Sorg dat julle gewete skoon bly, sodat die wat julle oor julle goeie lewenswandel in Christus belaster, daaroor skaam kan kry dat hulle kwaad van julle gepraat het. As dit die wil van God mag wees dat julle moet ly wanneer julle goed doen, is dit beter so as om te ly wanneer julle kwaad doen. Ook Christus het eenmaal vir die sondes gelei, die onskuldige vir die skuldiges, om julle na God te bring. Christus wat as mens doodgemaak is, maar deur die Gees lewend gemaak is. Is jy al in jou lewe deur iemand verontreg? Het dit al gebeur dat wanneer jy die regte ding gedoen het, wanneer jy iets met die beste intensies gedoen het, iemand anders het omgedraai het en nou dit teen jou wil gebruik? Ek is seker daarvan jy sal vandag vir my sê, ja, mense het my al in my lewe verontreg. En as so iets gebeur, dan voel 'n mens lus om te skreeu, maar ek het niks verkeerd gedoen nie. Hoekom beledig julle my? Hoekom spot julle my? Maar, sê Petrus vir ons in 1 Petrus 3, wanneer ons beledig word, wanneer ons valslik beskuldig word, moet ons weet ons is in goeie geselskap, want Jesus Christus is ook belaster. Hy wat sonder sonde was, is as sondaar behandel. Aan die kruis is hy gespyker. Hy het gelei, nie vir sy sondes nie, maar vir ons sondes. Daarom sê Petrus, as dit die wil van God mag wees dat ons moet ly wanneer ons goed doen, dan is dit beter so, as wat ons ly wanneer ons verkeerd en kwaad gedoen het. Ja, sê hy, ons moet dit as 'n voorreg beskou wanneer ons ly, wanneer ons reg doen, maar ons hoef nie vir mense bang te wees nie, want ons hoef net respek en eerbied en ontzag vir God te hê. Ons kan opstaan vir ons geloof, ons moet opstaan vir ons geloof, wees altyd gereed om 'n antwoord te gee, sê Petrus, aan mense wat vir jou vra oor jou geloof, wat 'n verduideliking eis oor die hoop wat daar in jou leef. Wanneer mense vir jou vra, wat gaan aan met jou? Hoe kan jy positief wees terwyl die wêreld rondom jou negatief is? Hoe kan jy so leef, so anders leef as die res van die mense rondom jou? Dan moet jy 'n verduideliking kan gee. Dan moet jy kan sê, dit is God se genade, dit is deur Jesus Christus, deur wat hy vir my gedoen het, wat ek anders kan leef, wat ek anders kan dink, wat ek anders kan praat as die wêreld. Nie omdat ek beter is as hulle nie. Ek is nie beter as hulle nie, want ek is uit genade gered. Petrus sê, sorg dat jou gewete altyd skoon bly, sodat selfs as mense jou belaster en jou beswadder oor jou goeie lewenswandel, jou spot, omdat jy nie wil saamlag vir die vuil grappe nie, of omdat jy nie wil saamgesels in die vuil geselskap nie, dan kan hulle daaroor skaam kry, omdat hulle kwaad van jou gepraat het, want hulle gaan sien, jy dien die Here, no matter what. Maak nie saak wat nie, God is die nommer 1 in jou lewe. Here, help my om U die nommer 1 in my lewe te maak. Help my om my nooit te skaam vir U nie, maar om op te staan vir U en vir U woord. Help vir my om voluit te leef vir U. Maak nie saak wat ander van my sê nie. Maak nie saak of ander my spot en of hulle die vinger na my wys en my valslik beskuldig nie. Dankie dat ek die voorreg het om ook te kan ly. Dankie Here Jesus dat U die volle prys betaal het, sodat ek die ewige lewe kan hê. Amen.